Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels met Dis net Frederik. Of Frederik. Ons gaan nou uitvind. Ons selfs op die Geelbank vanmôre. Ons praat oor sy nuwe liedjie Herfs wat nou in die middel van die somer release. Goeiemôre. Môre, hoe gaan dit? Lekker dit self. Nee, kan nie klaar nie. Is dit Dis net Frederik is jou kunstenaarsnaam? Yes, ja. Jou regte naam? Is Frederik. Dis Frederik. Ja. Jy sê regte naam, dis net Frederik. Ja, kyk. Welkom by ons. Welkom. Ons gaan nou net gesels oor Herfs. Wat kom ons gesels om nou oor Herfs? Hoekom Herfs, die liedjie Herfs, getitel Herfs, release in die somer? Dis 'n song wat ek eintlik in 2021 geskryf het. En dit gaan nie noodwendig oor herfs nie, want ek sing van lente en winter en somer en al die ander seisoene ook. Maar die song gaan oor 'n persoon wat 'n fasade opsit dat hulle okay is en eintlik is hulle nie okay nie. En ek sê in die song hulle trane val saam met die blare, so ek het net gevoel herfs is 'n gepaste topic vir die liedjie. Gepaste titel daarvoor, absoluut. Frederik, hoekom so lank gevat voordat jy hom gerelease het? As jy sê jy het al 2021 begin werk daaraan, is dit gewoonlik maar so met jou musiek of is daar 'n rede vir hierdie? So ek wou aanvanklik hierdie as my eerste enkelsnit vrygestel het. Maar toe het ek 'n onderhoud op die radio gehoor van Apple waar hy gesê het as jy in die mark inkom, skryf eers vir die mark. Moenie skryf wat jy wil skryf nie, maak eers 'n bietjie naam. En toe het ek eers hierdie sokkie-bokkie vibes gegaan en ek het net gevoel nou is die regte tyd om herfs uit te bring. So dis hoekom. Waar was die oorsprong van hierdie liedjie? Jy sê dis al so lank gelede, maar kan jy onthou wat die oomblik was wat hierdie liedjie sy wortels geskiet het? Ek kan nie, ja, mense vra my altyd waaroor gaan dit, oor wie sing ek? En ek sing eintlik oor niemand nie. Of niemand spesifieks nie. Ek voel baie mense kan resoneer, maar ek het niemand in gedagte gehad nie. 'n Pel van my het my gehelp in eerste jaar om in my woonstel in te trek en toe ons nou klaar is, toe sê hy, nee, maar hy wil sien hoe skryf die mense liedjie. Ek moet hom wys. En ek het tot daai dag toe nog nooit 'n liedjie geskryf nie, maar ek sê toe vir hom, nee, dis maklik en ek haal my gitaar uit en alles. En daar sit ons toe en ek het net die aand voor die tyd 'n video van Paul McCartney gekyk oor hoe hy geskryf het. En ek volg toe nou maar die resep en toe ek myself weer kon kry, toe kom die woorde net half uit van die eerste versie. Dit my verdere, sê maar, 8 maande gevat om hom klaar te skryf. 12 resep van nou Paul jou. Ja, nee, definitief. Jy sê jy het 'n onderhoud geluister van Apple waar gesê het, jy weet, doen eers hierdie en dan doen jy daai. Hoe belangrik dink jy is mentorskap in die musiekindustrie? Dink jy dit is belangrik vir iemand om jou so 'n bietjie te guide of dink jy elke kunstenaar moet maar net sy eie weg vind? Ek dink elke ding sal sy eie weg vind, maar ek dink mentorskap is ook baie belangrik want ek wat as 'n newbie in die mark inkom, weet nie regtig waarom te vat en te los nie. So dit is vir my baie belangrik om mentors in my lewe te hê of ander kunstenaars wat op die radio hulle advies deel en so dit help definitief baie. Wie is die mentors in jou lewe? Eugene Nell, hy's my producer ook. Hy help skryf van baie van my nuwe goeters en dan natuurlik doen hy die vervaardiging van die musiek. Ferdi, wat my agent is, hy help baie en dan natuurlik my pa ook. My pa hy kan ook sing. Hy het dit nou net nie professioneel try doen nie, maar hy is 'n groot mentor in my lewe. Jy praat dan van mens moet maar eers skryf vir die mark, soos Appel gesê het en jy die sokkie vibe gegaan, die dansmusiek rigting gegaan. Ja. Impliseer dit dat herfs nou so 'n bietjie rustiger liedjie is? Aansienlik rustiger. Ja, nee, dit is totaal anders as die gewoon wat ek skryf. Frederik, jy sê jy's 'n newbie. Ja. Hoe lank is jy al in die musiekindustrie? Seker 3 jaar nou al. 3 jaar? Ja, my eerste enkelsnit het in 2023 uitgekom. So 2 jaar dan. En jou pa, ek sê jy kan ook sing, so hierdie liefde vir musiek, waar het jy jou pad met musiek begin? Ek voel elke kunstenaar sê dit, maar ek dink toe ek 5 jaar oud was, het ek saam met my pa in die kerk begin sing. En dis maar waar die liefde begin het en toe het ek saam met hom begin gitaar speel en dit het net half 'n sneeubal effek van daar af gehad en ek wou net meer gehad het. Kan jy onthou wat se musiek jy geluister het in die huis toe jy jonger was? Ja, baie Bon Jovi en Queen. Bon Jovi en Queen? Ja, nee, baie van dit. Het ek reg gesien dat jy verloof geraak het hierdie jaar? Ek het verloof Vertel 'n bietjie geraak. vir ons van die dame in jou lewe. So dit is, mense sê altyd vir my, ek moenie lelik wees met haar nie, want ek noem haar Kylie Bus. Ja? Maar die rede daarvoor is, ons het saam bus gery op skool. Ai, Dis waar ons julle. ontmoet het, en toe sy so 'n klomp jaar terug,
Sy was by een van my shows gewees en toe het sy na die tyd kom hallo sê en sy was toe nou eintlik baie clever gewees en sy sê nee, maar ons moet 'n foto neem, maar haar foon is pap. So ons moet op my foon 'n foto neem en dan sal sy haar nommer vir my gee en dan moet ek dit vir haar WhatsApp. Nice. Baie slim. En toe sy nou haar nommer intik, toe kom Kylie Bus op, toe sy nog gesy van skool af. En ek het net gesê ek gaan dit toe nou nie verander nie. En dit is waar ons toe nou gereunite het half. Ja. En begin date en ja, hierdie jaar verloof geraak. Hoe het jy haar gevra? Ek wou aanvanklik, ons sou saam met haar ouers op vakansie in die Kaap gegaan het en ek wou haar in Kirstenbosch gevra het en so 'n videoetjie gemaak het waar ek elke dag soos okay, Kylie is 2 dae dan vra ek jou en dan okay, dis so en dan sou ek haar daar gevra het en so 'n hele video daaroor gemaak het, maar toe as gevolg van werk kon sy toe nou nie gaan nie. Toe moes ek so op 99 'n nuwe plan uitdink. Toe het ek haar op 'n skattejag gestuur. Wat ek koevertjies en alles en dan het sy na haar ma se huis toe gegaan, na my ma se huis toe, na vriende van ons se huis toe en by elke plek 'n koevertjie vir die volgende leidraad waartoe sy moet gaan en toe was dit daar in Magubas Kloof. Het ek haar daar in die woud toe nou gevra, was die laaste leidraad het haar soontoe gestuur. So sy moes hard werk. Ja, nee. Goeie, mense dink vir goeie. Sy het met van die leidrade na die verkeerde plek toe gery. En dan was die mense gebel het nie oor dis iets soontoe nie. Wat gaan jy doen na die onderhoud? Gaan jy op 'n stadium vakansie hou? Ja, ek het na die onderhoud, is ek op Groot FM bietjie later vandag en daarna ry ek Lutrichard toe om vir my verloofde te gaan kuier. Maar dan is ek amptelik op verlof en klaar vir die jaar. En bietjie rustyd hoor. Ja, nee. Nou aangesien jy nou jou nuwe liedjie Herfs getiteld het ons so 'n paar vrae vir jou oor herfs spesifiek. Net wat verkies jy in die herfsttyd? Is jy gereed daarvoor? Ek dink so. Okay, goed, die gaan ons. Verkies jy hot chocolate of Milo? Milo 100%. Ooh, jy? Een van die elkeen. Een van elkeen. Elkeen het sy manietjies, ja. Verkies jy 'n serp of 'n trui? Ek dink eerder 'n trui. Ja, serp hak in jou fiets speke vas. Ja. Verkies jy heeltemal reën weer of 'n helder lig maar is koud? Dis 'n moeilike een. Ek voel ek hou meer van reën, maar ook as die son skyn en dis nie te warm nie, is dit ook nice, maar kom ons sê maar die reën weer. Wat sê jy? Koud. Koud. Okay, goed. Ja. Boek lees of movie kyk op 'n koue dag? Movie kyk. Ja, moet ek hier nog gesels met mense. Ja, en boeklees. Ja, en jy kan popcorn eet. As jy popcorn eet terwyl jy boek lees, gaan die bladsye vuil. Ja, ek hoor jou. Op 'n koue dag 'n lekker stew of sop? Och nee, ek kan nie sop doen nie. ek kan nie sop doen nie. Ek sal eerder stew. Jy al twee. Ja. Daai wat jy in die oggend die sloukoeker sit, hy maak die huis lekker uit op die dag. Vanaand slaap jy. Net so. Okay, laaste een, kaggel of verwarmer? Kaggel. Kaggel verseker. Ek brand 4 ton hout elke winter. Jy sien dan. Jy sien nou weet ons ten minste waarvan jy hou. Ja. Hoe gaan jy Kerstyd spandeer? Hierdie jaar is dit Kylie se familie se beurt. Ons doen maar so elke jaar by die ander familie. So hierdie jaar gaan ons Groblersdal toe om saam met haar familie Kersfees te vier, maar anders is dit as ek saam met my ouers by die dam. Dis lekker. Dit klink heerlik. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak. Dit so die laaste werksdaggie van jou 2025. Geniet die Desember vakansie en geseënde Kersfees. Dankie selfde vir julle. En ons gaan nou nog luister na herfs, nie? Ja. Geef ons herfs kom opvoer. Ek gaan herfs kom sing vir julle, ja. Lekker. O ja, alles is hier. Ons gaan 'n bietjie musiek hoor nou. So bly net daar waar jy is. Na Jennifer die nuus gelees het en jy gekyk het wat se weer daar op is en of jou beleggings goed doen op die markte, dan gesels ons, dan speel Dis net Frederik vir ons daai liedjie Herfs.